Ek dink die ergste ding wat kon gebeur, in 'n geval vanuit 'n kommunikasieperspektief, vir ons ou spannetjie, het gebeur. Die slegste moontlike ding het gebeur. En en dit is toe ons die amptelike kommunikasie uitstuur, dat ons hierdie projek gaan afskop. Toe maak ons die een tikfout. Die een tikfout wat mens nie in hierdie projek kan bekostig nie. En nee, ons het in die woord Stadsboufonds nie 'n letter vergeet nie. Ons het per ongeluk 'n letter bygesit. So in ons eerste amptelike kommunikasie wat die wêreld ingegaan het, staan daar die Stadsboufonds. En dis 'n sameloop van omstandighede en soos wat dit nou maar met enige boer gaan, as jy 'n fout met 'n naam maak, dan wil jy op Shakespeare beroep. What's in a name? Want as 'n roos 'n ander naam gehad het, het hy gesê, dan sou hy nog steeds net so lekker geruik het. What's in a name? En laat my ook dink aan hierdie boeketoer wat ons hierdie week op was, waar Dr. Burger Senekal, wat nou net 'n nuwe boek oor Orania vryheid en selfbeskikking, die geskiedenis van Orania, wat 'n mooi naam in 'n geval, wat hy publiseer het, waarin hy die geskiedenis van die naam van Orania uitgewys het. Nou kan julle glo dat die hoofingenieur, so Andrei, waar's Andrei? Net vir Andrei, as ons ooit 'n naamsverandering wil ondergaan, dan sal ons op jou beroep. So die hoofingenieur meneer Landstel, loof toe 'n kompetisie uit vir die naam van hierdie dorp wat hulle toe begin bou hier in die 60s. En julle sal nie glo nie, die kompetisie word gewen deur mevrou Landstel. En die voorstel wat sy maak is Orica, Oranje Rivier Kanaal Kamp. So ja, so iets, Oranje Rivier Kanaal tuiste of so ietsie. So Orica. En sy vrou het die kompetisie gewen, so gaan dit toe, dit word so toegeken. Dit is nou die naam van hierdie dorp. En wie gryp in? Niemand anders as die poskantoor nie. Want hulle sê dis te naby aan 'n ander naam, en in die ou Suid-Afrika het pos nog bietjie anders gewerk as tans. En hulle besluit toe, dit kan nie hierdie plek se naam wees nie, want pos gaan die mekaar raak en dit is 'n te groot risiko om te neem. So die naam moet toe verander en hulle besluit toe op die naam Orania. En net so toevallig, van die 70s af was hierdie Afrikaner vryheidsprojek totaal niks uit te waai met die dorp Orania nie. Wat sê in die Noord-Kaap, in die Noordwes-Kaap, moet daar in 'n gebied gevestig word, en in daardie gebied die Afrikaners 'n meerderheid wees in hulle eie naam, in hulle eie werk doen. Die Oranje rivier, areas langs die Oranje rivier is aangedink en die naam Orania is gekies. En kan jy nou meer 'n dorp word beskikbaar toe waterwese hier uittrek? En 'n joernalis, en is aangeteken, 'n joernalis vra vir hierdie loodsers van hierdie vryheidsprojek, wat gaan julle die plek noem? Hulle sê Orania. Nou kan jy glo, daar's 'n dorp op die mark beskikbaar met die naam Orania, in die gebied waarna hulle kyk langs die Oranje rivier en so aan. So, what's in a name? Dalk is daar meer in 'n naam. Maar dit lei my eintlik by my punt wat ek wil maak, en dit is, wat is in 'n pad? Gawie het nou reeds daaraan geraak, wat is in 'n pad? En ons het daaroor gepraat toe ons die Servietutpad gebou het, en ons gesê, dit is 'n pad wat lei na Bokeroo opleiding, is 'n pad wat lei na die Orania CVO skool, na die nywerheidskorwe. Dis 'n pad wat lei na Kleingeluk, waar baie van ons inwoners bly. Dis 'n pad wat lei na ons industriële gebied, waar ons nog groot goed gaan vervaardig. Dis die pad wat ons bou. Dis baie meer as net 'n pad in een van ons buurdorpe, of 'n pad ergens in een of ander stad wat sy naam onlangs verander is. Dis ons pad. So wat is in 'n pad? As jy op hierdie pad ry, en as jy 20 of 30 jaar gelede op hierdie pad gery het, sou jy miskien oom Kalikriel senior gesien het, wat by die Oeverpark besig was om terrasse met klippe te bou. As jy kort daarna op die Oeverpad gery het, sou jy die Coetzee gesien het, wat hier aangekom het, die hele groot gesin in een kar, en begin bou het aan een van Orania se spog oornagplekke, waar vele toeriste hulle harte op Orania verloor het. Dis die pad wat ons hier nou teer. Jy sal ook by Christo Konradi se huis uitkom, met rampspoedige gevolge as jy dalk daai opsie kies, die wit huis sien ek. Ek hoor daar gaan binnekort, amper sê ek Union Jack, die Stars and Stripes gaan binnekort daar by sy huis wapper, hoor ek. Maar Shakespeare vra, wat's in 'n naam? Ek vra, wat's in 'n pad? Daar's verskriklik baie in 'n pad. Dit gaan oor die mense wat op daai pad ry, die mense wat op daai pad loop, die mense wat vir 30 jaar tevrede was met 'n grondpad, nie omdat hulle standaarde laag is nie,
maar omdat daar ander prioriteite was. So hulle was tevrede met 'n grondpad. Soos baie van ons inwoners nog tevrede is met grondpaaie op ander plekke, van vinniger internet, industriële erwe, rioolplaas, watersuiweringswerke en al hierdie goed is net eenvoudig op hierdie stadium belangriker as teerpaaie. Maar nou gaan ons begin en ons gaan hierdie pad teer en ons gaan dit doen met 'n samewerking tussen verskillende organisasies. Wat's in 'n pad? Die toekoms lê voor ons op hierdie pad. Soos ek sê, baie toeriste het al verlief geraak op Orania op daai pad en hier kom vestig. Ons groot ontwikkelings tans wat besig is om vorm te kry. Residensiële ontwikkelings waar nuwe Oraniërs kan kom vestig. Vra mense, ja, maar daar's soveel ander projekte waarna ons geld kan gaan. Natuurlik is daar, ons moet ergens begin. Toerisme is ons 4de grootste ekonomiese sektor. Dis ongelooflik belangrik om mense hier te kry. Laat ek julle sê, daar's net 3 maniere wat Orania gaan groei. Daar's net 3 maniere wat Orania ekonomies gaan groei. Die eerste manier is ons moet genoeg goed vervaardig of uitvoer van welke aard dat daar geld van buite af in Orania inkom. Ons moet goed maak wat die res van die wêreld wil hê. Dit nou sagte ware ingenieurs is of ligte staal of juwele of wat ook al. Ons moet goed uitvoer. Die tweede manier is belegging. Dit sien ons reeds met Orasol terloops, ook op hierdie pad en met ander projekte waar daar belegging is. En die derde manier, en gaan weer daarna verwys, is miskien 'n model vir die Weste. Ons is besig om vryheid te skare finansier. Daar's net 3 maniere waar daar geld in Orania kan inkom op skaal. Hierdie wat ons hier doen, hierdie projek wat ons het Paul Creer die monument gebou. Ja, mense kan ook gesê het, hoekom het julle nie met 'n wet begin nie? Wel, ons het nog net begin. Dis die eerste van vele projekte. Ons beplan nie om 1 monument of 1 pad te skare finansier nie. Ons beplan om vryheid te skare finansier. Dis waarmee ons besig is. Die wêreld en die Weste kan kyk na hierdie dorpie met sy 3000 inwoners wat besig is om vryheid te skare finansier. Dis die groter prentjie. So wat's in 'n pad? Vryheid. En dit laat ons na 'n nog 'n belangriker vraag. Wat is 'n Oranier? Want elkeen wat hier sit is 'n Oranier, maar nie elke Oranier sit hier nie. Elkeen wat in hierdie dorp bly is 'n Oranier, maar nie elke Oranier bly al in hierdie dorp nie. Daar's baie Oraniërs daar buite wat wag vir ons om geleenthede, werke, ekonomiese engines, huise, erwe, wat ook al te skep sodat hulle kan kom vestig. En ek wil vir die ouens wat die Orania beweging lede is, wat ons ondersteun, ons verskillende inisiatiewe ondersteun, elkeen wat al reeds 'n blokkie gekoop het. Ek wil vir julle sê, ons het 10 minute voor hierdie geleentheid begin het ons dit gevier. Ons het by 800 blokkies uitgekom. Net voor ek opgestaan het om te kom praat, wat ek dink nog 10 verkoop. In die tyd wat ek net gesit het, wat die ander 2 gepraat het. Ons is besig met 'n reuse projek. Ons is besig om skare finansiering vir vryheid te kry. En as dit die geval is, dan kan dit nie wees dat ons net bou vir die 3000 mense wat hier woon, vir die paar honderd kinders wat hier op skool is, vir die paar honderd studente wat tans hier studeer nie. Dan bou ons vir honderde en vir duisende Afrikaners wat hoop en bid vir 'n uitkoms. En dan is elkeen wat al 'n blokkie geborg het, elkeen wat al sy sertifikaat as stadsbouer het, wat op Paul Creer bygedra het, elkeen wat tot hierdie inisiatief reeds bygedra het, elkeen wat nog gaan bydra aan die baie projekte wat ons nog gaan loods, is dan ook 'n Oranier. Dis wat 'n Oranier is. Nou wil ek afsluit by 'n opmerking wat iemand maak gister op een van ons video's. Dit maak my eintlik woedend as ek net daaraan dink. Iemand wat nog nie 'n blokkie geborg het nie, wat nie in Orania woon nie. Ek weet nie, ek glo nie hy woon in Suid-Afrika nie. Hy sê net, "Okay guys, tell me. Hoeveel gaan dit my kos om 'n Oranier te word? Ek sal hierdie projek en nog 'n klomp anders sal ek betaal." Jy mis die punt. Jy gee nie geld vir inisiatiewe soos hierdie sodat jy 'n plek in Orania kan koop nie. Jy word eers 'n Oranier en dan as gevolg daarvan ondersteun jy inisiatiewe soos hierdie. Dankie vir elkeen van julle wat reeds hier woon. Baie dankie vir elkeen wat regstreeks kyk, wat reeds hierdie inisiatief ondersteun het, nog gaan ondersteun en elkeen van ons projekte na dit nog gaan bydra en gaan help dat ons iets groots hier kan bou. Dankie vir elkeen van ons Orania bewegingspanne, al die ure wat hulle ingesit het. Frans en die dames, Willem, Rian, almal wat betrokke is. Dankie vir die mense by die Stadsboufonds. Is lekker om saam met julle te werk in die dorpsraad. Wat wanneer ons die projekte lekker op sosiale media adverteer, is dit julle manne wat die son en die wind en die koue en alles trotseer om die infrastruktuur neer te sit. Baie dankie aan elkeen. Ons gaan nog baie bou
ons gaan nog bou met ons Oraniërs, ons gaan bou met die studente, ons gaan bou met die skoliere, ons gaan bou met ons ondersteuners aanlyn, ons gaan bou met ons ondersteuners in die buitewêreld, in die res van die wêreld, en saam kan ons vryheid kare finansier. Baie dankie.